Dit is lekker maak as ons by mekaar, dat is net gesels, net mekaar se geselskap geniet, en dit is lekker. Ons het laas week gepraat oor hoe ek moet bid. Vandag wil ek behandel die Onse Vader, wat ons so goed ken, wat ons gereeld ook bid, wanneer ons nie weet wat om te bid nie. Ek myself doen dit ook. As ons huisgodsdienst hou, en dan kom daar en wat gaan vanaand bid? Dan sê ek van die Onse Vader ook. Maar die Onse Vader is regtig kosbaar. Dit is kosbaar, want ek gaan vir ons uit die nuwe lewende vertaling lees. So dan bid dan soos volg. Ons Vader in die hemel, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. Gee ons vandag 'n porsie brood, wat vir ons vir die dag nodig is. En vergewe ons skulde sonder skuld, soos ons ook ons skuldaars vergewe het. Bewaar ons, sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die grip van die bose. Tot in vers 12. Dit is so wonderlik om te dink, die Here self het vir ons die Onse Vader gegee. Hy het vir ons dat God self vir ons die geleer het om te bid. Dat ons nie nodig het om deur iemand anders te geleer was om te bid nie, maar deur God self. In Matteus 6 vers 9 sê ons, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Begin jou gebed gewoonlik met lofprysing en aanbidding. Want as jy in 'n plek loop en jy het 'n probleem en daai persoon sit agter die toonbank en jy begin te skree en dan slaat daai persoon amper toe. Maar as jy inkom, dan sê maar jy het goed vandag en jy is vriendelik en jy prys daai persoon. Jy sê van hom, jy het 'n mooi klere aan vandag. Dan voel daai persoon, wow, ek wil jou graag help. Dink julle nie, ons God is ook so nie. As ons loof en prys, om vertel hoe ons hom eer, hoe ons hom bemin, hoe lief ons hom het. Dan eers na luister. Hy luister onmiddellik na wat ons vir ons wil sê. Ons gaan nie nou vir hom sê, ja, maar jy dit van my gevat nie, dit van my gevat, my water en ligte rekening word nie betaal nie, my krag is afgesit, alles. En nou wat klink nie, dan slaan hy persoon toe, God slaan hom toe, want hy wil nie na klagtes luister altyd nie. Hy het gesê, dat as ons aardse vaders vir ons goeie dinge kan gee, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader, wat in die hemel is, wat goed is, vir ons goeie dinge gee. Want elke goeie geskenk kom van bo af. Dit moet ons besef. Dikwels is ons self so in ons probleme, dat ons nie besef, maar ons het 'n helpende hand, 'n God wat vir ons wil help, wat vir ons sal help, wat vir ons gaan help, maar ons kyk in daai berg vas hier voor ons, daai berg wat vir ons nie wat ver sien nie, maar
soos ons nou nog sing het, dieselfde God wat ons dien, wanneer ons op die berg is, wanneer het met ons goed gaan, wanneer ons weet, ons is veilig, daai God wat ons dan dien, is nog steeds dieselfde God wat ons in die vallei, waar jy in die donkere vallei is, waar jy nie weet, waar jy nie ver kan sien, waar jy is nie jou probleme kan sien nie, waar het nie met jou goed gaan nie. Dit is dieselfde God wat vir ons beskerm en dien. In Jakobus 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. As ons julle moet gaan mou en gaan kla, ons bid verkeerd. Ons bid verkeerd as ons kla. Ons moet die probleem, ons moet die oplossing, nie die probleem bid nie, ons moet die oplossing bid. Die Here, ons kan nie vir Here sê wat hy moet doen nie, hoe hy het moet doen nie. Maar, ons kan ons vertroue, ons kan glo dat hy ons gaan help, nog voor ons sien dat hy ons help. Want hy is getrou en regverdig. In Matteus 6 vers 10 lees ons, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ek is seker dat julle my sal saamstem. In die koninkryk van God is daar nie siektes nie. Daar is nie armoede nie. Daar is nie hongersnood nie. Daar is nie rampe nie. En ons sê hierso vir die Here, laat u wil soos in die hemel, net so op die aarde wees. Ons vra hom om ons te genees, om ons armoede wegneem. Weet, as op die berg is ons maag is vol, lekker geëet by Spur of by die Wimpie of waar ook al, en ons stap uit, ek en alleen ons geëet, eerste rukkie na ons rondgeloop het, en dan klaar, ons maag is vol, my maag protesteer nou, dat ek te veel geëet het. Dan kan ons die Here maklik loof en prys. Here, U is goed, U sorg vir ons. Maar as ons vanoggend opgestaan het, met 'n hongermaag, met 'n hongerte in ons, ons is dors. Dit is nie so maklik om die Here dan te dien nie. Maar ons moet ons vertrou in die Here gee. Want hy is betroubaar. Hy sorg vir jou. Hy wil vir jou sorg. Hierso in die nuwe vertaling sê vir my nogal, ek het nou gesien, sê vir my nogal baie. Laat U wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Dan die volgende vers 11. Gee ons 'n porsie, 'n stukkie brood, wat ons vir vandag nodig het. Nie môre nie, toe Israeliete die woestyn getrek het, gesweef het, vir 40 jaar, en die Here elke dag vir hulle kos gegee, wat hulle moes by mekaar maak en eet. As hulle daai kos geberre het, as iemand daai kos geberre het, vir môre, ons sorg altyd vir môre, en ons is bekommerd oor môre, want ons is bang vir môre. En ons het nie 'n gees van vrees nie, ons het 'n gees van vertroue. Maar omdat ons bang is, berre ons kos vir môre. Daai kos wat die Here vir die Israeliete gee, is môre as hy vra, jy kan hom nie eens eet nie, hy eet nie. So jy moet vandag, elke oggend, elke dag, die Here vra, gee my net 'n porsie kos vir vandag. Sorg vir my vir vandag. Môre sal ek weer vra. Môre is 'n ander dag. Môre sal vir homself. Môre kan ek nie verander nie. Vandag kan ek verander. Ek kan vir die Here vra. Gister was verby. Gister is geskiedenis.
Maar, as jy vorentoe loop, en jy kyk agtertoe, kan jy sien waar vandaan jy kom, en waarna toe jy gaan. Want God is met ons. Soos hy man wat liggie of stukkie geskryf het. Here, ek het op die strand geloop. Die dag wanneer het swaar met my gegaan het, was daar net 1 ry spore. Die dag wanneer het goed gaan met my, daar 2 rye spore gewees. Waarom het jy my wanneer ek swaar gekry het, alleen gelos? En die Here antwoord hom en sê, nee my kind, daai ryspore wat jy sien, daai 1 ryspore, is die dae wat ek jou gedra het. So, daai man het teruggekyk en gesien, daar is dae waar daar 1 ryspore is, dae waar daar 2 ryspore is, maar hy het so negatief gedink, en die Here het vir hom 'n positiewe ding gesê, daai dae het ek jou gedra. En as ons baie keer, tyd loop, ek sê nie nou vir my vrou, tyd loop, 'n jaar terug, vra van waar was ons toe gewees? Toe was ons op 'n boot, op pad na Mosambiek toe. En dit voel soos gister dat ons op die boot toe was. Maar ons moet net op die Here vertrou, op hom. Hy is vir ons die God wat ons dra. Hy dra ons wanneer ons nodig het moet dra. Soos 'n pa, 'n aardse vader, as sy kind loop en moeg word, en tel hom op en hy dra hom. So dra die Here ons elke dag wanneer ons moeg is. Daar kom daar wanneer ons vol lewe is, dat ek vir die mense wil vertel van die Here. Let's talk about Jesus. Ons gesels oor Jesus. En dit is vir my lekker om oor Jesus te praat. Want dit is my eerste liefde. Dit is my 'n mens praat oor dit wat jy ken, oor dit wat jy ervaar. 'n Mens gaan nie jouself laat dom klink om oor dinge te praat wat jy nie ervaar het nie. So God bly daar in die hemel. Hy bly daar in die hemel waar daar nie armoede is nie swaar kry is nie siekte is nie. En ons wil hê dat sy wil geskied hier op aarde, soos wat hy daar is. Want daar is vrede wat alle verstand te bowe gaan. En 'n volmaakte liefde. As ons 'n volmaakte liefde kan leer ken, kan ons dit by God leer ken. Dis nie, as jy volmaakte liefde het, dis nie jy wat tel nie, dis die ander persoon. Is wat kan ek vir jou doen? Jy weet, daar het 'n president in Amerika eendag gesê, moenie vra wat die land wat Amerika vir jou kan doen nie. Wat kan jy vir Amerika doen? Want daai mense het hulle land lief. Net so is dit met ons ook. Wat kan ek vir my geliefde doen? Kan ek haar skoene vandag uittrek vir haar? Kan ek haar help met 'n koppie, kan ek vir haar 'n koppie koffie gee? Ek sien sy volgende dag sê die hoender uit. Ek weet wat ek vanmiddag gaan eet. Ons gaan hoender eet. Maar sy doen dit met liefde. Dis nie vir haar 'n plig nie. Sy doen dit uit liefde, as sy vir ons gaan kos maak. So is dit vir elkeen van ons. As jy vir jou kinders kos gemaak het in die middag, of die aand, of die oggend, breakfast, dit was nie vir jou 'n plig as moeder nie. Dit was vir jou 'n lus. Dit was vir jou uit liefde wat jy vir jou kind kos gee. Want jy wil vir hom sorg. Sy maagie moet vandag vol wees. As hy daar buite gaan loop, hy moenie maagpyne kry, honger wees,
of selfs in Astroma gaan vir kos nie. Hy kry sy kos by sy huis. So kry ons kos by die Vader. Hy sorg vir ons elke dag. Baie keer dan vra my vrou, wat gaan ons vanaand eet? Dan sê my vrou, dink jy alweer aan kos? Maar ons moet so wees. Wat gaan die Here môre vir my doen? Kyk wat hy vandag vir my gedoen. Ek sien wat hy vir my doen. Ek moet net opstaan vanoggend. Ek ben miskien nie meer so jonk nie. Ek kan nie so vinnig opstaan nie. Ek moet eers 'n bietjie sit en dan vir 'n sekonde of 2, dan kan ek opstaan. Maar hy het my opgestaan. Hy het vir my son laat skyn. Hy het vir my reën gegee. Hy het my tuin nat gemaak. Hy was al die stof af. Daai stof wat so baie keer op baie mense se Bybels in die huis is al soveel stof op. Maar nou het dit skoon gewas. Ek weet, ek kom weer terug na die bootreis. Ons ry eendag op 'n boot. En ek wys van alleen. Die offisier loop met wit handskoene. Daar. En loop hulle vry vir so oor. En as hy wit handskoene gaan vuil word, moet skoon gemaak word nou daar. Nou. So as die Heilige Gees met ons ook. Hy loop met wit handskoene in die tempel rond. En die tempel is ons liggaam. En hy maak so. Johan, hierdie sonde, kyk hierdie sonde op die wit handskoen. Jy het nog nie bely nie. Bely dit, dat het kan skoon wees. Want ek wil wees waar het skoon is. En ek wil jou hê waar het skoon is. Want ek wil vir jou 'n skoon huis gee. Soos 'n ma 'n skoon huis vir sy familie. Wat haar man en haar kinders wil gee. Want as jy skoon is jy skoon binnekant. Die Here wil vir ons gee wat goed is vir ons. Jesus sê hier dat ons moet bid dat hierdie wil op die aarde moet geskied. Jesus self het vir ons dit gesê. Hy het vir ons self dit geleer. En hy is God. Hy is die seun van God. Hy sit aan die regterhand. Hy is deel van die drie enige God. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So, hy wil vir ons vryheid gee. Vry van siekte, vry van armoed. As jy armoed is, dan moet jy daar slaap onder 'n boom. As jy daar slaap onder 'n boom, dis mure wat jou pla, dis goggels wat jou pla. En dis nie gemaklik nie. Hy wil nie dit vir jou hê nie. Hy wil vir jou hê, jy moet liefdevol en jy moet vol vreugde na hom toe kom. Sê, Here, dankie. Dankie vir my woonstel wat ek het. Dankie vir my kinders wat vir my sorg. Dankie vir wat U van my doen. Here, my kinders sorg vir my. Ek vra U om vir my kinders te sorg. Sorg vir my kinders, dat hulle vir my kan sorg. Want ek is lief vir hulle. En ek weet U is lief vir my. Want so kan ons liefdevol bly. Dis baie belangrik dat jy sal verstaan. Dat ons nie beweer, dat ons nie beweer dat een of ander onbekende, vreemde, onvermydelike wil afgebid word nie. Ons weet dat God se woord, hierdie Bybel, wat hy met ons praat, waarin 66 boeke is, en 1189 hoofstukke, en ek dink is meer as 3 miljoen woorde, wat hy met ons praat. Ek dink, partykeer praat ons nie eers so baie met ons families nie. Ons praat met hulle wanneer ons gelukkig is, wanneer ons kwaad vind, dan wil ons nie eens met hulle praat nie. Maar die Here is nog altyd by ons. Hy praat met ons vandag, deur sy woord.
In Johannes, aan die einde van Johannes, sê die Here daar, as alles moes neergeskryf word, wat hy gedoen en gesê het, sal daar nie eens plek op die aarde wees vir al die boeke nie. So maar hierdie is vir ons die belangrikste. Dis sy woord vir ons. Hy begeer om ons uit liefde, met ons uit liefde te praat. Ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan. In 3 Johannes 2 sê, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed gaan. Net wel, in alles. Nie, net sekere dinge nie. En dat jou gesondheid is soos jou siel goed is. Wanneer jy die Here dien en jou hart vir die Here gegee het, en jy hom as jou verlosser en jou koning aanvaar, gaan dit altyd goed met jou siel. Want as ons eendag tot sterwe kom, weet ons waar ons gaan. Ons was hierdie week by begrafnis weer, en ek sê gisterand, ek sê vir my vrou, hierdie man wat gesterf het, ek twyfel nie eers waartoe hy is nie. Ek weet waartoe hy gaan, waartoe hy is. Want sy lewe was 'n testament, was 'n bewys van hoe hy aan sy God geglo het. Dis wat ons moet wees. Ons moet nie vir die dominee of vir die pastoor het moeilik maak om al voor te staan en te bid en al die goeie dinge wat hy sê, hy moet suig, want die man gedoen het nie. Ons moet dit volmaklik maak. As ek kan sê, maar Letty, hierdie dame was 'n sonskyn. Ek het daar geselskap gaan opsoek. Sy was nie negatief nie. Sy het nie altyd gekla oor die pyn nie. Sy het my vertel van wat nog gaan kom. Sy het my vertel van haar koning, haar verlosser, wat sy in hom glo. Soos hierdie man wat begrawe is, sê vir die dominee sê vir ons, toe hy begin siek word het, toe sê hy vir die dominee, my hand is in die Here se hand, en daarvoor is ek tevrede. So, God is met ons, as ons vir hom soek. Hy sal ons nie wegwys nie, hy sal ons nie wil verneder nie, want hy is met ons. Daarom kan ons met vrymoedigheid 'n vreugde vra, dat sy wil moet geskied, soos in die hemel, net so op die aarde, en laat daar net vrede wees. Ek gaan hier afsluit. Ons maak ons oor toe. Here, dankie. Dankie dat ons kan weet, U is met ons. U is ons God. U is ons redder. U is ons saligmaker. Ons gee oor aan U, want U is in besit van my lewe. U is in besit van my siel. My liggaam is U tempel. My God, ek loof en ek prys U wonderlike naam vir dit wat U vir ons doen. Amen.